en onmiddellik beteken net na hulle geëet het. En dan sê dit, en onmiddellik het Jesus sy disippels verplig om in die boot te klim en solank voor hom uit na die oorkant te vaar, terwyl hy die skare wegstuur. Nadat hy die skare weggestuur het, het hy teen die berg opgegaan om in afsondering te bid. Toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Die boot was reeds 'n hele aantal stadion weg van die land af en is deur die golwe heen en weer geslinger, want die wind was teen hulle. In die 4de nagwaak het hy na hulle toe aangeloop gekom op die see. Toe die disippels hom op die see sien loop, het hulle vreesbevange geraak en gesê, dit is 'n spook, en van angs begin skreeu. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, hou moed, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Petrus het hom geantwoord, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom. En hy het gesê, kom. Petrus het van die boot afgeklim en op die water geloop en na Jesus begin gaan. Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword. En toe hy begin sink, skreeu hy, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek en hom gegryp en hom vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Toe hulle in die boot klim, het die wind gaan lê. Die in die boot het voor hom neergeval en gesê, waarlik, U is die Seun van God. As ons nou hierdie teks vat, wat 'n baie bekende teks is met Petrus, wat op die water loop, en laat my dink, daar's 'n ou liedjie wat ons baie jare terug altyd gesing het, toe ek nog 'n kind was, wat sê, Jesus roep ons oor die rumoer van ons lewens se wilde, rustelose see. Dis vir my 'n ongelooflike sinnetjie. Jesus roep ons oor die rumoer van ons wilde, rustelose see. In hierdie gedeelte, die eerste ding wat ek wil gehad het, julle moes oplet, as julle nou saam met my gelees het, is vers 22, waar daar staan, en onmiddellik, na hulle nou geëet het Jesus sy disippels verplig om in die boot te klim, en solank voor hom uit na die oorkant te vaar, terwyl hy die skare wegstuur. Daai woordjie verplig is vir my verskriklik belangrik in hierdie teks. Jesus sê nie hier, luister, ek gaan gou 'n bietjie teen die berg opgaan, ek wil gaan alleen wees, gaan julle asseblief maar so lank voor my uit, ek sal by julle aansluit later nie. Dis nie wat hy sê nie, hy sê nee, gaan julle, ek verplig julle, klim op hierdie boot en gaan so lank oor die see. Hoekom daai verplig is iets wat vir my nogals uitstaan. Die Griekse vertaling hiervan is selfs nog erger as verplig. Miskien dis selfs Jesus het sy disippels gedwing om in die boot te klim. Hy gee nie vir hulle keuse nie. Hy sê dit is wat julle nou gaan doen. Julle gaan nou op hierdie boot klim en julle gaan my so bietjie alleen los. Okay, ons gaan nou daaroor verder praat, maar ek wil hê julle moet dit in julle koppe hê dat hy hulle gedwing het. Dan gaan hy, Jesus, en hy gaan op teen die berg en hy gaan wees daar op sy eie. Nou daai is ook weer belangrik. Hy's alleen op die berg, sy disippels is op 'n boot op die see en die see is onstuimig. Daar's 'n wind wat waai, daar's 'n storm aan die kom, die golwe waai, slaan die boot heen en weer, die wind waai die bootjie heen en weer. So ons sit met die berg aan die een kant en ons sit met die see aan die ander kant. Die berg in daai tyd en miskien veral in Matteus se evangelie is 'n plek waar God ontmoet kan word. Eintlik reg deur die Bybel, as ons nou dink aan Sinaï berg, as ons dink aan die verheerliking op die berg, hierso waar Jesus alleen berg toe gaan, die berg is die plek waar God ontmoet kan word en waar die stem van die Here gehoor kan word. So as ons praat oor die berg, Jesus wat berg toe gaan, dan gaan hy en hy gaan spandeer tyd
by sy vader. Hy gaan spandeer tyd amper soos Moses by God bo op die berg. So die eerste ding wat Jesus hier doen, is hy kom wys vir ons wie hy is. Hy's amper soos Moses, 'n intercessor in hierdie gedeelte, tussen die skares en God, tussen die volk en die Vader. OK, so dit is belangrik. Hy staan, of hy bly op hierdie bergtop om te bid. 2 keer staan daar dat hy alleen was, net hy daar besig om te bid. En dan die see. So aan die ander kant sit ons nou met die disippels. Die arme disippels is in die storm vasgevang. In die Bybel, as ons gaan lees, dan is water baie keer 'n teken van chaos, van sleg. Die see is 'n chaosmonster, lees ons in Genesis. Die waters word baie keer beskryf of gesien as dit is die bron van alles wat donker is, alles wat verkeerd is in hierdie wêreld. So hierdie arme disippels is nie net op die see nie. Vir ons in 'n storm, ons wat leef in 'n wetenskaplike wêreld, sal dink, okay, hier's nou 'n hoëdrukstelsel of hier's nou iets fout, die wind waai, dis 'n storm, okay, dis sleg, ons gaan dalk kan vergaan en verdrink, maar dit is niks wat ons daarin kan doen nie, dit is nou maar net die natuur. Hierdie disippels sal dink, maar hoorie, ons is in die moeilikheid, want ons is nie net in die natuur vasgevang nie, ons is hier op 'n slegte plek, amper verwyderd van God. Hier is vir ons nie eintlik hoop nie. Dit laat ons so 'n bietjie dink aan die gedeelte vroeër in Matteus 8, né? As jy in Matteus 8 gaan lees, om daai storie onthou, dan is die disippels weer vasgevang in 'n storm, selfde see, dalk dieselfde boot, waarskynlik dieselfde soort boot, weer 'n storm, weer hulle gaan vergaan, maar hierdie keer is Jesus by hulle, in Matteus 8. En dan is hulle bang en hulle roep hom en hulle sê, kom red ons. Hy staan op en hy red hulle. Hierdie keer is hierdie arme disippels alleen. Daar's geen Jesus by hulle nie. Hulle weet nie, volgens hulle is hulle in die middel van die see, daar is vir hulle geen hoop nie. En dan in die 4de nagwaak, so dit is vroeg in die oggend, die tussen 4 uur, 5 uur, 6 uur se kant in die oggend, kom Jesus na hulle toe aangestap oor die see. As jy nou in jouself verbeel, jy is in die donkerste, slegste plek wat jy moontlik kan wees, jy's vrees vir jou lewe, jy's al klaar hier bang vir allerlei miskien moontlike seegode of afgode wat jou kan aftrek. Hierdie plek, die Engels, daar is seker 'n mooi Afrikaanse woord, maar daar's niks wat so donker is soos die Engelse woord evil nie. Hierdie is 'n evil plek wat hulle self in bevind. En skielik kom hier iemand op die water na jou toe aangeloop. Dis doodnormaal dat hierdie ouens dink spook. Daar's geen ander opsie nie. Dis spook wat na hulle toe kom. Maar dan sê Jesus, wat sê hy? Hy sê, moenie bang wees nie. Dit is ek. As ons terugspring Eksodus toe, ons spring terug na Moses en in die brandende bos toe. Wat sê God? Wie is hy? Wat is sy naam? God sê, ek is wat ek is. Dit is God se naam. Ek is wat ek is. So Jesus kom na hulle toe aangeloop op die water. Hierdie ouens dink dis iets slegs, dis 'n spook. Hulle is in die moeilikheid. Wat sê Jesus vir hulle? Moenie bang wees nie, ek is God. Moenie bang wees nie, ek is by julle. Ongelooflike gedeelte vir my hierdie. Dit is nie net hier waar Jesus hulle nou kom red nie. Dis nie net dat hy sy mag oor die natuur kom openbaar maak nie. Nee, hy kom wys sy mag eintlik oor dood, want dit is 'n donker doodsplek, die see. Hy kom wys sy mag oor alles wat evil is. Dan word eintlik ook op 'n manier oor die duiwel, oor al sy demone. Hy kom wys dat hy die een is wat mag het oor alles, want hy is God. Van die berg tot by die see.
Hoekom is daai verplig in die begin van vers 22 so belangrik? Ons as gelowiges dink, God se werk is om ons te red van die storms in ons lewens. Ons as gelowiges dink, dis God se werk om my lewe makliker te maak. Ons dink, dis God se werk om te sorg dat ek okay is. Hierdie verhaal vertel iets anderster. Hierdie verhaal sê nie, God red van die storm nie eerstens nie. Hierdie verhaal sê, God verplig sy disippels in die storm in. Daar's iets in hierdie verhaal, en dan kom ons by Petrus, en wat sê Petrus? Petrus sê, ek wil u vertrou, ek wil u glo, ek wil self ook in hierdie storm ingaan. Ek wil loop op die see van u storm. Hierdie verhaal kom nooi ons uit om te sien dat Jesus sê, luister, moenie bang wees vir die storms in jou lewe nie. Hierdie verhaal sê, daar gaan storms op jou pad kom, wat jy nie gaan kan ontsnap nie. Daar kom storms in hierdie wêreld in, waar jy nie van gaan kan wegkom nie. Inteendeel, veel erger as dit, daar's baie keer storms buite jou lewe, wat miskien niks met jou uit te waai het nie, want as jy in jou huis bly, en mooi net daar is waar jy is, gaan jy nie eers hierdie storm beleef nie, maar Jesus roep jou in die storm in. Dis nie boodskap wat ons gereeld hoor nie, dis nie nuus wat ons wil hoor nie. God sê, ek is in beheer oor die storms. Ek het mag oor alles wat sleg is. Ek beheer hierdie wêreld. Kom saam met my in hierdie wêreld in. Dis eers na Petrus bang word en sink, waar die storm bedaar. En dan sê Jesus vir hom, jou klein gelowige. Voor dit is daar geen sprake van Jesus wil stilmaak nie. Geen sprake van die storm gaan weggaan nie. Geen vrees van Jesus se kant af nie. Inteendeel, hy verplig sy disippels, hy nooi sy disippels uit, kom loop saam met my in die storm. Kom leef saam met my in die storm. Daar's 'n storie van die vroeë kerk, daar in Rome, of in die Romeinse Ryk, het julle al gehoor van die Black Plague, né, die Black Death of die swart dood, daai. As dit uitbreek in 'n stad, dan is die natuurlike reaksie van almal, kom ons vlug weg uit die stad uit. So vinnig en so ver as wat ons kan, want hier is nou hierdie siekte wat almal doodmaak. As jy in die stories gaan lees van daai tyd, en die ouens wat skryf oor dit, dan sê hulle almal, die mal Christene is die enigste mense wat terughardloop in die stad in. Die Christen is die enigstes wat nie weghardloop vir die dood nie, wat nie weghardloop vir die siekte nie, wat nie weghardloop van die storm nie, wat sê ons gaan in die storm in, ons gaan in die chaos in, ons gaan in die moeilikheid in, want ons weet wie ons God is. Dood en siekte en storms en chaos hou geen vrees in vir gelowiges nie. Hou geen gevaar in vir gelowiges nie, want gelowiges weet wie hulle God is. Hulle God is die een wat sê, ek is in beheer, ek heers, ek regeer. Hierdie disippels, of eintlik kom ons sê is Petrus, sien Jesus wat in die middel van hierdie chaos loop op die water. 'n God wat op een of ander manier chaos beheer met sy tone. En wat is Petrus se reaksie? Hy sê, ek wil u daar kom ontmoet. Dis my gebed vir ons. Dis my gebed vir ons as gemeente, dat ons nie sal weghardloop vir die storms nie. Dat ons nie sal bang wees vir die storms in ons eie lewens nie, dat ons nie sal bang wees vir die storms in ander mense se lewens nie. Maar dat ons Jesus sal raak sien in die middel van daai chaos.
en dat ons hand sal uitsteek na hom toe. Uit die boot uit sal klim en saam met hom sal loop op die water van hierdie wêreld. Nagmaal. Hierdie broodjie klip hard nou al en hierdie wyn is die bevestiging dat dood nie die einde is nie. Dat 'n toegraf nie vir ons bestaan nie. Dat chaos nie die laaste antwoord het nie. Want God heers. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus. Dankie vir u redding. Maar dankie ook dat ons na u kan kyk en kan weet dat die storm, die chaos, u nie kan oorweldig nie. U nie kan bang maak nie. Dat u loop en u leef en u regeer in die middel van ons wêreld, in die middel van die stikkindheid, die chaos en die storms van ons lewens. Dankie Here dat u ons roep in die middel van die storms en die wilde seës van ons lewens. Amen.